Goeienaand, kosbare kind van God. Baie welkom by nog 'n uitsending van Klippies vir God se koninkryk. My naam is Pastoor Hugo Boshoff en ek is van Kingdom of Christ Through Faith Ministries. En ja, baie welkom in op hierdie 14de van April, Heilige Week. Heilige Week. Nou, jy het dit seker nou al baie oral gesien en gehoor van wat is Heilige Week. Nou, wat dit is, dis die week voor Jesus se kruisiging en opstanding en die belangrikste datum en week in enige kind van God se lewe is hierdie week. Nou ek gaan nou nie praat oor Heilige Week hierdie week nie of vanaand nie, want jy het seker nou al 'n hele paar preke geluister en gesien en ek dalk 'n kerkdiens gister bygewoon. Nou ek wil vanaand wil ek met jou oor iets gesels wat ek hou daarvan as die Heilige Gees iets op my hart druk en wat ek kan uit my eie lewe uit 'n voorbeeld gebruik. Want jy sien, ons moet gerig wees in die woord van God. Ons moet gestig wees in die woord van God en in die leefwyse van Jesus Christus. En dis vir my so wonderlik en so voorreg om dit te kan deel met julle vanaand. En dis 'n ding wat eintlik nou al, dit was nou Vrydag of Saterdag, ek kan nou nie eens onthou nie. Maar ek dink dit was Saterdag, ja, dit was definitief oor die naweek wat met my gebeur het en my eie vrou se naam is Zonay en ek is verskriklik lief vir haar. Ek is baie lief vir haar en jy weet, ons het 'n baie goeie verhouding en ons albei leef saam in die woord van God en ons Jesus is ons saligmaker en ons probeer soos hy leef altyd. Maar nietemin nou wat gebeur is, ons het nou die oggend, Saterdagoggend soos ek sê, net voor ek maak daaglikse boodskapies ook en voor ek my boodskapie maak, sê ek vir haar iets. Ek kan nie eens onthou wat nie, maar dit was 'n grappie gewees en ek sê vir haar, ek het vir ons eerste koffie gemaak. Ons het vroeg opgestaan en ek is toe nou nog lus vir koffie. En ek maak 'n grap met haar en ek sê vir haar, sy moet nou opstaan en vir ons gaan koffie maak. Maar ons is nou Saterdagoggend, ons hoef nie dadelik op te vlieg uit die bed uit nie. En ek sê vir haar, maar nee, ek vra vir haar, my liefie, kan jy asseblief vir my gaan koffie maak nie? Ek noem haar nou nie my liefie nie, ek sê vir my vrou, kan jy asseblief vir ons gaan nog koffie maak? Maar weet in 'n hoe sê hulle, 'n stern stemtoon. En sy kyk my net so aan want gewoonlik praat ek nie so met haar nie. Maar en ek weet nie hoekom nie en ek sê vir haar want jy weet die woord van God sê 'n vrou moet onderdanig wees aan haar man. En sy kyk my so aan en sy sê, "Is jy seker jy wil daai roete loop met my?" Jesus, en sy gee vir my hierdie verse en sy maak hierdie, hoe sê hulle in Engels, she opens this can of worms wat ek net gaan lees het en opswat het en dis so wonderlik want dis nou presies wat die wêreld vir ons as mans leer en vir die vrouens wat sê nee, die man is die hoof van die huis en hy is hierdie hoof. Jy weet, hy is die generaal en die vrou en die kindertjies moet onderdanig onder pappa inval en pappa se woord is wet en jy weet dis in 'n mate, maar in 'n baie klein mate, 'n klein 1 millimeter lepelmate is dit reg. Maar jy kan nie respek op iemand afdwing teen sy of haar wil nie. Dit gaan teen alles wat Christus gedoen het. Dit gaan teen alles. En ek moet net vir jou sê voor ek nou ingaan op die preek dat ek het toe my seun geroep en hy het toe nou vir ons die lekkerste koffie gaan maak. Maar weer eens, ek sê dit was net in 'n grappige manier. Ek is nie daai persoon. Ek is glad nie so om iemand te hiet en gebied na my wense en my gelaan nie.
en ek moes dit seker nou maar sê, soos ek sê, ek was self verbaas gewees op daai oomblik, maar dis hoe hierdie preek ontstaan het, en hier is regtig waar so mooi woord wat ek met julle wil deel vanaand. Jy moet dit klaar luister. En ek gaan jou my telefoonnommer gee. Ek het 'n opname van hierdie preek. As jy hom wil later weer gebruik en aanstuur en speel in. My telefoonnommer is 081 799 3734. Kontak my gerus en ek sal hom vir jou aanstuur. Hy is opgeneem. So, kom terug by die punt. En die punt is dat die wêreld vir ons kom vertel in hulle gebruikskrif. Dis die hartseerste van alles, want ek noem dit sommer plainweg net Bible bashing. Vir my is dit dieselfde ding as wat jy na iemand toe gaan en jy gaan sê of hom of haar, man, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, want dit staan in die woord van God. Jy weet, die Bybel sê, mens mag nie so nie. Die Bybel sê, mens mag nie so nie. Maar weet jy wat? Ja, awesome, die Bybel sê so. Maar meneer en mevrou, wat doen jy? Wat doen jy? Jy weet, as jy nie in geregtigheid loop nie, dan mag jy nie in liefde jou medebroer en suster tigtig nie. Die woord sê tigtig jou broer en suster, maar uit liefde uit. Nou waar is die liefde as jy loop met die Bybel en iemand slam met die Bybel? Nee, dit werk nie so nie. Come on. Nou om terug te kom by die vers spesifiek. Daai stuk kom uit die 10 gebooie uit wat sê, wel in elk geval nie direk nie, want as jy nou gaan kyk in Exodus 20 vers 17, dan staan daar, jy mag jou naaste se huis nie begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of sy iets wat jou naaste is nie. So, die vrou is van die begin af uit die Joodse tradisie as 'n besitting geklassifiseer, en die vrou moet stil bly, en sy moet die ou kindertjies grootmaak, en dit is nou maar ongelukkige ding, wat ons in ons Afrikaner kultuur aangeleer is. Ons mammas het in die kombuisies gestaan en hulle is stil gewees en het die kindertjies skoon gemaak. As pappa praat, dan het mamma gespring. Dis hoe ons grootgemaak is. Dis absoluut en onthou, dit kom van daai era af en dit weer eens uit die Joodse tradisie. 'n Vrou was niks. Sy was absoluut niks gewees nie. En vir een of ander manier het die vyand hierdie ding in ons Afrikaner kultuur ingedruk en ingepres. En nie net ons nie, ek meen in die Engelse kultuur ook en in baie ander kulture, dat die vrou is 'n besitting en die man kan oor haar heers. Want dan kom hulle ook met die vers en dis nou waar vers Efesiërs 5 vers 22 inkom wat sê, vroue wees aan julle mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. En dan, wat doen mans gewoonlik? Wat hierdie ding wil doen, of wat wil so wil leef, hy stop net daar. Hy sê net, dit staan in die woord van God. Of die leraar kan, nog erger, die leraar preek dit van 'n kansel af en sê, vrouens sal onderdanig wees aan alle mans. Dis loutere onsin. Dis halwe waarheid. Want, as jy die hele vers, die hele ding in konteks gaan lees, dan hoor jy, hoe mooi is dit. Jy weet hier, en ek lees hom nou vir jou, Efesiërs 5 vers 21 tot 28, want jy moet 21 insluit. Jy kan nie net halwe waarhede uitpik uit die Bybel soos dit jou pas nie. Vers 21 sê, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. So met ander woorde, mekaar onderdanig, onthou die hele lering wat Paulus hier vir ons gee in Efesiërs, want hy aan die gemeente van Efese geskryf het hy vir hulle onderrig gegee oor die huwelik en oor die kinders. En hy sê, vroue, dan gaan aan, hy sê, dan vroue wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar, soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig.
Nou net daar wil ek stop en vra nou hoe heilig jy jou vrou as jy haar onderdruk? Dan gaan ek aan en sê die vers sê verder, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vrou lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. Amen. Hoor hoe mooi sê hy dit vir ons. So eintlik wat dit sê is jy moet jou vrou bad. En dan jy moet haar voor jou stel. Jy moet jou vrou voor jou stel. Luister jy vanaand wat ek sê, meneer en mevrou? Die man moet die vrou voor hom stel. En dis wat die hele punt wat gemis word. Jy weet, as jy gaan kyk na die woordjie onderdanig. Okay. Onderdanig in Grieks is die woordjie hupatasso. Okay? Hupatasso. Gaan kyk wat beteken hupatasso, dan sal jy sien dis 'n vrywillige houding van toegee, samewerking, verantwoordelikheid, aanvaar en 'n las dra, hulp verleen. Dit beteken hupatasso. So jy as 'n man en 'n vrou moet aan mekaar hupatasso. Met ander woorde, aan mekaar onderdanig wees in die vrees van God. Dis wat vers 21 vir ons leer. So man, meneer, jy kan nie vir jou vrou sê hiet en gebied nie. Jy kan dit nie doen nie. Dis nie wat Jesus in gedagte gehad het toe hy die Heilige Gees gestuur het om Paulus te inspireer om hierdie goed vas te vang in die woord van God nie. Maar dis waar ons die punt mis. Dis waar ons dit mis. Want jy weet reg aan die begin van die woord van God is Genesis. Genesis 2 vers 18 sê, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Nou onthou die mens was man, want hy is eerste gemaak. So God het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Maar weet jy wat? Mans vandag dink, daai vers beteken die vrou is die huishulp. Sy is die hulp in alles. So sy moet die kos maak, sy moet die kinders grootkry, sy moet die huis skoon maak, sy moet jou klere agter jou optel, sy moet winkels toe gaan, sy moet jou kleertjies uithaal, want al is jy enigiets tussen 30 en 75, jou vrou moet jou ma wees. Sy moet jou hulp wees. Nou hoe hanteer jy die hulp? Die hulp is iemand wat baie maklik 'n slaaf kan word. Want daar's 'n fyn lyn tussen hulp en slaaf. So dink mooi. Dink mooi nou op hierdie oomblik. En ek vra die Heilige Gees, meneer, dat hy jou nou sal sê as jy in die verkeerd staan om jou vrou as 'n vloerlap te gebruik. En ek bid en ek vra die Here nou dat hy jou sal help, dat jy sal erken op hierdie maandag aand en dat jy na hierdie boodskap vir jou vrou gaan om verskoning gaan vra. Ek moet nog met jou deel, dis die piek van waar al hierdie dinge vandaan kom. En dit is uit 1 Petrus 3 vers 1 tot 7 waar daar geskryf staan: net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat ons as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. So ek wil net daar stop. Verskoning. Dis die ander vers wat mense gebruik. Hulle gebruik die een, soos ek gesê het nou, die een in Kolossense, in Efesiërs, wat sê vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees, soos aan die Here. En die tweede gedeelte wat hulle gebruik is sê, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur ekskuus tog. Ek lees hom net weer.
Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat dit as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. En hulle lees daai vers net met die notion, jy gaan in met die houding van die vrou moet onderdanig wees en jy mis die mooi, die kruks, jy mis die Heilige Gees in hierdie vers. Want hoor nou verder, nou moet ek eers vir jou sê, onthou, wat het ek gesê onderdanig? Dieselfde Efesiërs vanaf vers 21 wat sê julle moet onder mekaar onderdanig wees. Onthou dit is hupazo in Grieks en dit beteken vrywillige houding van toegee. Dis las dra, hulp verleen. So dis dieselfde wat ek in Genesis gelees het dat die hulp, Hebreëse woord vir hulp verleen is ezer of ezer en ezer beteken ook hulp verleen, helper, las dra. So die vrou is geskape om die las te dra saam met haar man. Saam met haar man moet hulle saam die las dra van die huwelik, saam die las dra van huis skoonmaak, saam die las dra van kinders grootmaak, saam die las dra van finansies met Christus Jesus as die hoof. Nou daai las dra, dis wat dit beteken, maar ons moet ons laste vat, soos wat Jesus gekom het en hy het gesê, gee jou las vir my, ek sal jou las dra. Verstaan jy hoe wonderlik is hierdie? Kom ons gaan gou deur 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Ek lees hom en sê, net so moet julle vroue ook aan julle mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Vers 2 sê, as hulle julle reine, godsvreesende wandel aanskou het. Nou daar moet ek pos, want daai is die gedeelte wat oorgekyk word. En ek wil vanaand vir jou dit leer, want dit staan geskryf dat jy as vrou het hierdie vermoë wat daar's so baie vrouens wat ek al gehoor het van wat kom na my toe en sê, maar pastoor, my man dien nie die Here nie. Wat moet ek doen? Ek is 'n godsvreesende vrou, maar my man dien nie die Here nie. Nou hier's die vers. Hier's die vers wat dit vir jou sê en ek lees hom in die Nuwe Lewende Vertaling wat sê, en julle vroue, julle moet julle eie man se gesag oor julle aanvaar, selfs as hulle nie die goeie nuus glo nie. Sonder dat julle 'n woord hoef te sê, sal julle leefstyl, hoor mooi, sal julle leefstyl vir hulle Christus wen. Hulle leefstyl hulle vir Christus wen. Hulle sal immer sien hoe eerbiedig en onberispelik julle lewe. So dit is so awesome, want die woord sê, daai vers sê vir jou dat jy moet aangaan om te bid vir jou man. Jy moet aangaan, want deur jou optrede en jou leefstyl gaan hy kan sien, Jesus, wat doen my vrou? Kyk hoe leef sy. En die Heilige Gees kan hom aankla. Hoor mooi. En hy gaan hom aankla en sê, ja, jy's lelik met jou vrou, maar weet jy wat, sy bid nog steeds vir jou. En dis die awesomeste ding. Dis hoe die heiligste van heiligste Gees, die enigste Heilige Gees werk. Hy kom en hy kan dit gebruik. Dan gaan hy aan vers 3 sê, julle skoonheid moenie op uiterlike dinge berus nie, soos die vleg van hare en dra van goue juwele of die aantrek van elegante klere nie, maar op dit wat in die mens se hart verborge is, die onverganklike skoonheid van 'n sagge aarde en rustige gees wat in God se oë baie kosbaar is. So het ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self immers destyds versier deur aan hulle eie mans onderdanig te wees. So Sara aan Abraham gehoorsaam was toe sy hom as Heer aangespreek het. Julle het haar dogters geword, as julle doen wat goed is en julle nie deur enige dreigement laat afskrik nie. Net so, mans, moet julle in julle lewe saam met julle vroue begrip toon vir hulle, as die swakker geslag en hulle as mede
erfgename, hoor mooi, mede-erfgename van die gawe van die lewe met respek behandel, sodat julle gebede deur niks belemmer mag word en kan word nie. O, kind van God, hierdie is 'n moeilike vers. Hierdie is 'n moeilike vers en as jy hom verstaan vanaand, my liewe mens, en ek praat nou weer met die mans, jy bid en jy bid en jy bid, en jy bid, maar niks gebeur nie. Hoor mooi, net so mans, moet julle in julle lewe, saam met julle vroue, begrip toon vir hulle, as die swakker geslag, en hulle as mede-erfgename van die gawe van die lewe met respek behandel, sodat julle gebede deur niks belemmer kan word nie. So met ander woorde, as jy jou vrou nie met respek gaan hanteer nie, dan gaan jou gebede nie verhoor word nie. Is nie ek wat so sê nie, is die woord van God wat so sê. So hoor mooi wat hy sê. Hy sê, jy moet haar erken as die swakker geslag, maar jy moet haar nie hanteer as die swakker geslag nie. Want glo my, 'n vrou is sterk. 'n Vrou is sterk. Ek het nog nie 'n vrou ontmoet wat nie sterk is in haar geloof. Ek praat nie van fisiese sterk nie. Mans is fisies sterker as vrouens. Die natuurlike verloop uit soos wat God dit beplan het en ons geskape het. Maar ek praat van emosionele en geestelike dinge, is 'n vrou ongelooflik sterk. Ek meen, come on, jy gee vir 'n vrou saad en sy laat iets fantasties in haar groei. Jy gee vir 'n vrou die minste dinge en sy kan die meeste daarvan maak. 'n Vrou het hierdie gawe, hierdie vermoë om te kan skep, om te kan create. Sy skep 'n tuiste vir haar man. Dis nie haar werk om agter hom op te ruim nie. Kind van God, ek hoop jy verstaan vandag, hierdie aand van vanaand, op hierdie dag, wat is die 14de April. En weet jy, dit is so 'n fantastiese ding as jy hierdie konsep begin verstaan, dat mans moenie hulle vrouens onderdruk nie, maar soos die onderdanigheid moet wees, dis 'n gesamentlike lasdra, hulpverleen verhouding wat moet wees. As jy dink in 'n driehoek, God is heel bo, die man aan die regterkant, die vrou aan die linkerkant. As die man en die vrou opbeweeg, beweeg hulle na die punt toe, bo wat God is. En so is hulle saam op dieselfde vlak, man en vrou, geskape uit God uit. So verstaan dit vanaand, kind van God. Mans, hou op om jou vrou sielkundig en geestelik en dalk fisies te boelie. Dis nie wat God wil hê nie. Dis nie wat God wil hê nie. Daar is soveel testimonies en dinge wat mans hulle vrouens al afgekraak het en ek praat nie noodwendig van fisies aanraak nie, maar oordat jy die sterker persoon is in die huis, is dit so maklik om jou autoriteit te misgebruik, want dis wat die vyand wil hê, om die vrou onderdanig te druk en vir haar te sê, maar jy sal vir my luister. Deur dinge te sê soos, hoekom is dit nou alweer deurmekaar in hierdie huis? Ek kom van die werk af, maar die huis is nog steeds deurmekaar. Jy weet nie wat het jou vrou deurgegaan vandag nie. Neem die tyd, sit, vat haar hand, luister vir haar en sê vir haar, verduidelik vir my, praat met my, kom pak bietjie af by my en moenie offense vat nie. As jou vrou sê, jy weet, alles is so te veel, dis dit en dis dat en die hond dit en die katte dit en die kinders dit en die buurvrou en jou ma dit en jy weet, en vat die tyd, praat met haar. As sy ontsteld is, neem die tyd, ek daag jou uit hierdie week. Neem die tyd en vra vir haar, kom sit hier by my, vertel gou vir my, wat pla jou? En
Dit gaan baie van jou vat, hoor wat ek jou sê. As jy dit nog nooit gedoen het nie, o kind van God, dit gaan baie vat. Bid en vra die Here dat hy jou wys, dat hy jou lei, dat hy vir jou wys, wat is dit wat sy dogter omkrap? En ek deel die laaste ding met jou, wat uit my eie lewe gebeur het. Ek, as 'n man van God, het in die begin van my bediening, het ek saam met my vrou begin beweeg vir die Here. En ek beweeg soos 'n pyl uit 'n boog uit. Preek en alles en op 'n stadium begin ek dink, maar my vrou beweeg nie so saam met my nie. En ek begin omgekrap raak want hoekom wil sy nie beweeg nie? Weet, en in daai selfe houding van, maar sy moet onderdanig wees aan my een. Maar nou moet ek sê ek was nog kind gewees man in die woord van God. En die Here druk dit op my hart. Hy sê, vat my spar toe en hy wys my 'n arrow en ek sien die arrow daar. En ek vat die arrow en die Here sê vir my, deur sy gees in my hart, vat daai arrow en druk hom. Druk hom dat hy soos botter by jou vingers uitloop. En ek sê, Here, ek kan mos nie dit doen nie. Die Heilige Gees vra my, hoekom druk jy my dogter so? Hoekom wil jy my dogter ruïneer? Yes, kind van God, en ek voel sleg. Ek voel ongelooflik sleg. En ek het vir my vrou om verskoning gevra dat ek my gesag oor haar wou misbruik het. Want daai gesag is 'n gesag van God af. En jy gaan net dit kan gebruik as jy weet hoe deur Jesus Christus eerste te stel en jou vrou aan die hand te neem en vir haar te sê, my vrou, kom ons loop saam hierdie pad. Kom ons bid saam. Deur vir haar te sê, kom ons bid saam. Kom ons vertrou die Here 'n slag. En dis wat ek vanaand wil doen, kind van God. Ek wil vanaand bid vir jou, meneer, kind van God, geseënde gesalfde wat hier luister vanaand. En vir jou, mevrou, ook geseënde gesalfde kind van God. Ek wil vir julle twee bid, vir julle huwelik. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare God, Hemelse Vader, Here, ek dank U. Ek dank U vir hierdie wonderlike dag. Ek loof en prys U. Ek dank U, Here, dat ons vanaand hier na U toe kan kom. Dat ons vanaand kan kom sit voor U. Dat ons kan kom laag buig voor U troon. Vader, ek loof en ek prys U naam en dankie dat ons in die naam van Koning Jesus by mekaar kan kom vanaand en hier deur U bloed vrygekoop kan wees. Koning Jesus, ek wil vanaand vra dat U in U Gees elkeen se hart sal deurgrond. Die woord van God sê dat U ken ons niere. U toets ons niere. Deurgrond ons harte vanaand. En alles wat daar is wat nie hoort nie, dat U dit sal vat en uithaal. Ruk dit uit, wortel en tak vanaand. Aggressie, woede, verneynigheid, jaloesie. Ruk dit uit, Here. En vul ons met U Gees. Vul ons met U Gees dat ons sal weet U is in beheer. Ek wil vanaand, Here, bid. En in die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name, met die volle autoriteit en mag en krag van Jesus self, soos wat U vir ons sê, wil ek vanaand 'n seën uitspreek oor elke liewe persoon wat hier luister, vir finansies, vir hulle huwelik, vir hulle verhouding, die verhouding wat hulle het met hulle kinders, met hulle ouers, met hulle broers en susters. Here, dat U dit op ons harte sal druk, dat ons sal weet in hierdie heilige week wat U vir ons gedoen het. Ons loof U en ons prys U en ons dank U, Heilige God, vir alles wat U vir ons doen in ons lewens. Amen. Kind van God, wees geseënd vanaand in die naam van Jesus. Ek gee weer my telefoonnommer, is 081 799 3734. As jy elke dag bemoedigende boodskappe wil ontvang,
kontak my en ons gesels. Hê 'n fantastiese maandag aand. Tot ons weer gesels. Totsiens.